Goeiedag en welkom by die Verdiep podcast. Pastor Ilse, lekker om weer saam met jou te kuier. En lekker om weer saam met jou te kuier daar by die huis of in jou voertuig, waar jy ook al hierna luister. As vandag se tema jou interesseer of jou help of regtig waarde toevoeg tot jou lewe, antwoorde gee, deel dit asseblief met iemand, sommer by voorbaat. Remind yourself, stuur dit uit, share dit so ver as wat jy kan, en so kan julle ons help die woord van God versprei. Pastor Ilse, ons gesels bietjie vandag oor my tema van die naweek, balanseerd. En ek het hierdie prentjie gebruik van 'n persoon wat op een van hierdie high ropes loop en dan probeer hy homself balanseer tussen 'n rots waarop Jesus se naam is en 'n rots waarop die wêreld is se naam is. En die gedagte was dat so dikwels in hierdie lewe, dan kry ons op 'n plek waar ons voel that it's like a balancing act. Jy weet, en jy's op hierdie high rope en as jy dit verkeerd kry, dan maak jy dit nie, want as jy, kom ons sê, jy kry balans nie reg aan jou verhouding met die Here se kant nie, dan verval jou verhouding, en ek meen dan ultimately, jy geen verhouding met God nie, en kan jy in die hel opeindig. En die ekstreem aan die ander kant is, spandeer jy al die tyd met die Here en jy kom nie by jou werk en jou familie en vriende en dit uit wat jy moet nie, dan word jy so afgesonder in die wêreld dat jy ook nie daar enigiets beteken nie en jy sal nie meer werk hê of niks nie. So, baie keer kan die gedagte daar wees dat, dit voel soos 'n balancing act wat ons moet reg kry, en dit kan stressvol wees. Ek het 'n mooi woord die naweek gebruik, spanning. Ek het dit geniet, so die spanning tussen hierdie twee goed. Nou praat jy van die wêreld en dan die idee of illusie dat ons die hele tyd net by Jesus moet sit en ons net Bybel lees ons dit. En ek dink selfs dit is eintlik nie eens die tyd saam met Jesus spandeer nie. Dis 'n gedeelte daarvan, maar dis nie die volheid daarvan. Ja, dis 'n aspek. Ons het toe ons nou verdiep doen, het ons gepraat oor eintlik so 'n bietjie geraak aan die idee van wat is aanbidding dan regtig. En aanbidding is in elke aspek van waarmee jy besig is. So al is jy nie nou besig om jou Bybel te lees nie, of al is jy nie besig om te bid, of intentioneel af te sonder om by die Here se voete te wees, dit beteken dit nie, jy kan nie aanbidding toepas nie. As jy in die oggend opstaan, en dit waarmee jy besig is, ek wil nie eens sê net kan nie, dis veronderstel om in elke ding waarmee jy besig wees, aanbidding en tot verheerliking van Jesus Christus te wees. Paulus skryf in die gemeente van Kolossense en dan sê hy, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle die Here dien en die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. En dis presies dit, Paulus maak dit duidelik, hy sê, wat julle ook al doen. Is dit verheerliking van hom? That's it, dis nie net een aspek van jou lewe nie, dis nie net een gedeelte van wat jy ook al doen. So daar's nie veronderstel om 'n spanning te wees nie, daar's nie veronderstel om hierdie balancing act te wees wat ons moet probeer regkry nie. Ons kan alles wat ons doen, en dit kan jou familie wees, dit kan jou vriende wees, dit kan jou werk wees, jou passie, jou sport, jou enige ding. Ek baie keer dan bedank mense en hulle sê, maar ek gaan nou vir die Here werk, en dink ek, wat is die werk wat die Here vir jou gegee het om te doen? Dis die werk vir hom. Jy het 'n ruk terug gebid vir daai werk, en nou is dit nog moeilik. Jy het 'n paar weke terug aan dit geraak. Ons moet werk. Ek en jy het die verantwoordelikheid om dag tot dag goed te doen, is hoe ons geskape is. En as ons nie kan verstaan, dan gaan jy die hele tyd daai spanning voel. En sê, maar nou voel ek verdeeld en ek moet nou kies tussen my familie, en van ook 'n vers uit konteks uit en sê, maar die Here sê ek moet my familie haat om hom lief te hê. Dis nie wat dit sê nie. Dis nie wat dit sê nie, Wat dit eintlik sê is dat jou liefde vir God moet net prioriteit wees. En dis 'n hartskondisie, jy weet, dis hoekom Jesus vir Nikodemus sê, Nikodemus, tensy jy nie wedergebore is nie, sê jy nie die koninkryk van God sien of dan ingaan nie. En want dit is 'n hartskondisie, dis 'n begeerte wat jy het in jou hart om vir die Here te leef en om jou redder te maak, om jou God te maak. Jou God en jou koning te maak. Maar wat beteken dit dan as ons sê, kom ons praat eers oor dit. Wat beteken dit as ons sê dat Jesus is ons koning? Ons so 'n bietjie gepraat oor die idee van wie volg jy?
jy die skrif aangehaal Sondag, het was mooi oor, jy kan nie Mammon of Jesus aanbid nie. So dit beteken, daar is slegs een persoon wat jy alles voor eer en verheerliking kan gee. En dit is wat dit is om hom koning te maak. In elke aspek is hy koning. As jy beplan om iets te doen, is jy veronderstel om dit eers na die Here se voete toe te vat. En dan te sê, maar Vader, ek besef, jy is alomteenwoordig. Jy is alwetend. En ek submit hierdie onder jou gesag, jou autoriteit. Is dit goed vir my om hierdie te kan doen? En nie net op die pad te gaan en te doen, en dan halfpad sê, Here, maar ek het jou nooit geken in hierdie nie, en nou is dit 'n gemors, help my om dit uit te sorg. Nooit geken nie, maar ek was ook nooit bewus van nie. En dis wanneer jy mense begin praat van jou sekulêre wêreld en jou geestelike wêreld of jou godsdienstwêreld. En ek sien nie dat dit is wat die Here beplan het vir ons nie. Ek sien hoe God wil hê ons moet deel word. Hy wil deel wees van elke aspek van ons lewens. Dis interessant in daai skrifgedeelte in Matteus 6 vers 27, as ek reg is, of 24, dan sê Jesus, maar niemand kan twee gode dien nie. Dis nie dat hy sê jy mag nie. Hy sê dis onmoontlik. Jy kan nie, jou hart gaan altyd. Jy kan nie, hy sê net jy gaan op een verlief wees en die ander een gaan jy haat, jy gaan een verag. So dis net nie moontlik nie. En ek dink baie keer aan dink ons kan dit maak werk. En ons kan twee gode dien. En it's just not possible. Jy gaan een verag en jy gaan jou rug op een draai. Jy gaan jou rug op een draai. So die prentjie wat ek sien, oomblik as iemand dit vir my sê en dit goes back many years. Ons het altyd die gedagte van die twee paaie loop parallel vir mekaar. En daai tyd was dit om, jy weet, hemel en hel aan mekaar te vergelyk, maar vir my is dit, hoe dien jy vandag? En dis nie moontlik, die prentjie werk nie so nie. Dis nie hierdie twee paaie langs mekaar en jy kan net, jy is nog steeds besig om vorentoe te loop en jy kan net skiep tussen die twee met wat jy kies nie. Inteendeel is dit een pad en vir jou om of een rigting te loop en of ander rigting. En die oomblik as jy wat ook al aan hierdie kant is wat nie Jesus is nie, want daar kan ons baie goeie sit, kies bo hom, dan is dit nodig vir jou om weg te draai van Jesus af, en dan is jy op pad na daai toe en jy dien dit. En jou kop kan baie keer terugdink na daai toe, maar jy is nie besig om jou hele lewe in daai rigting in te span nie. So wat beteken dit wanneer ons sê jy dien dit? Hoe maak ons iets in hierdie wêreld ons God? Want as Jesus die gedagte van Mammon gebruik, dan gebruik hy nie net die gedagte van geld nie. Mammon is die afgod van geld, maar daar is nie ander gode nie. Net God is God. So wanneer Jesus verwys na Mammon, dan verwys hy na enige tipe rykdom, enige tipe iets in hierdie wêreld wat ons waarde aanheg, wat dan jou familie kan wees, jou werk kan wees, jou eiendom kan wees, dit kan letterlik enigiets wees. Maar hoe maak ons dan iets in hierdie wêreld ons God? Ons God. Pastor, soos maklik eerste reaksie om te sê, maar dit is waar jy jou tyd spandeer, of is daar waar jou hart en geld en alles. En ek dink is 'n faset, maar ek dink nie is die eerste deel nie. Die persoon wat in die kerk werk, kom ons sê dat jy weet jou ideale prentjie, kan al daai goed doen, maar dit beteken nie jy dien Jesus Christus as jou koning in jou hart. So Matteus 6 vers 33 praat dan eers, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan sal ek vir jou al hierdie goeders gee. So ons kom terug na dis iets in jou hart, dis iets in jou mind, en om humbly na die Here toe te gaan en te sê, maar ek submit alles wat ek het, ek submit my tyd, ek submit my geld, ek submit my gifts, ek gee U my hart. En dan uit daai plek uit te sê, maar nou werk ek nie meer vir hierdie nie, ek is nou besig om uit daai plek van heerskappy, ons chat oor koninkryk, maar om uit dit uit te werk. En dan te sê ek, maar nou dien ek U daar uit. Voor ons by heerskappy uitkom en ons ontvang, so 'n bietjie bly by die gedagte van wie ons koning is en ons hart is. Jesus net voor Matteus 6 vers 26 wat hy praat oor, jy kan nie twee gode dien nie, dan sê hy, wees versigtig waar jou skatte bymekaar maak. Hy sê, moenie vir jou skatte op die aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit kan verniel en diewe inkom en steel nie, maar maak vir jou skatte in die hemel bymekaar, waar hierdie goed nie kan gebeur nie. En dan sê hy, want jou hart sal wees waar jou skat is.
En daai is vir my so mooi 'n manier om daaroor te praat, en dit is soos maar, dit wat jy die waardevolste ag, dis waantoe jou hart gaan trek. En waantoe jou hart gaan trek is hoe jy gaan optree. Dis waar jou identiteit gaan kry. Dis waar jou vrede gaan kry. Dis waar jou vreugde vanaf gaan kry. En so is belangrik om te praat oor daai drie, jou identiteit en jou vrede en jou vreugde, want daar's natuurlik 'n koninkryk skrifgedeelte wat hieroor praat. Wat is die koninkryk van God? En dan sê Jesus, die koninkryk is geregtigheid, vrede en vreugde. In die Heilige Gees. So dis koninkryk is geregtigheid, vrede en vreugde. En waar jy jou skat dan het, is waar jy jou vrede, vreugde en geregtigheid gaan hê. En geregtigheid is verhouding met God. So dis identiteit. Jy weet, as ek jou vriend is, gaan mense sê, daar loop Pastor Dani, hy's 'n vriend van Pastor Ilse. Jou identiteit is aan wie jy gebind is. So wanneer Jesus dan sê, dis waar jou hart gaan wees, dis waar jy jou identiteit gaan kry, dis waar jy jou loyaliteit gaan wees, en dis waar jy jou vrede en jou vreugde vanaf gaan kry, want dis koninkryk. That is kingdom. So, in plaas van om, wat Jesus dan nou eintlik vir ons sê, is, ons is hier op aarde, en die heiden is besig om te worry oor daai goeders, want hy het nie iemand wat hy in vrede kan kry nie, wat hy in vreugde kan kry nie, wat hy sy identiteit kan plaas nie, so hy sit dit eintlik in die aardse goeders. En dis dan dink ek waar ons probleem inkom. Ons is nie veronderstel om daai goed koning te maak nie, maar om geregtigheid, vrede te kry, vreugde te kry, is dit dan Jesus Christus, ons eerste oog, en dis dan wanneer daar goed by mekaar kom. Ek het so 'n bietjie teruggegaan na 1 Samuel toe, juis om dit duidelik te maak, dat ons menslike natuur soek iets hier, waar ons kan vashou. Dit is so half natuur, jy weet, in 1 Samuel kom die volk na Samuel toe, wat die laaste rigter was. Nou, tot en met toe, het God nêrens 'n koning aangestel nie. En duidelik deur die reaksie daarvan Samuel en die Here, was dit nie sy plan nie. Dit was die manier hoe die ander nasies dit gedoen het. Hulle het 'n koning aangestel, en dan moes die koning oor hulle heers. En die volk kom na Samuel toe en sê, nee, ons wil nie dit so nie. Ons wil 'n koning hê, en 'n koning moet oor ons heers. En dan sê die Here vir Samuel 'n interessante ding. Hy sê, Samuel, nee, jy so kwaad word nie. Dis ek wat die te nagekom het. Net soos hulle agter ander gode aangeloop het, loop hulle nou agter konings aan, en hulle verwerp my as koning. So God se hart was om van die begin af ons koning te wees. Hy wil die ereplek in ons lewens hê. Hy wil die een wees wat regeer, en wat in beheer is. En ons moet om hom koning te hê, moet ons onsself plaas onder sy autoriteit, en onder sy gesag, en onder wie hy is. En dan sê die Here vir Samuel, gaan sê vir die volk, is reg, as hulle koning wil hê, dat hulle koning vat. En in daai storie sien ek so ons lewens, jy weet, as ons so graag wil goed dien op hierdie aarde, gaan die Here ons toelaat. Hy gaan jou oorgee aan dit, en sê, gaan kyk, werk dit? Altyd glo ek met die intensie om te kan sien dat dit werk nie, terug te draai, en dan te besef, sy hart dink ek is baie mooi ten opsigte, as ons kyk in die Ou Testament, elke regter, elke keer is dieselfde patroon, gaan doen dit, kom terug, vra vergifnis, en dan vat hy die volk terug, en hy sê, straf. En soveel keer doen ek en jy dit, presies soos jy sê, ons het dieselfde patroon, dieselfde natuur. Ek dink baie keer, miskien is dit ons vlees, en ons gees wat bots, hierdie geestelike konsep van koning, wat mense meer gesukkel het met hulle soek 'n vleeslike leier, 'n politiese oue, 'n sterk persoon, en ons doen dit vandag tog, ons noem dit baie keer influencers, of iemand wat goed uitstaan in iets, en ons besluit, ons sit hulle op 'n pedestal, en ons gaan nou baie van ons goed vorm volgens die lering en die idees wat hulle vir ons gee. Wat ook al die opinie is. En ek dink dit kom terug na daai geestelike begeerte en gaatjie wat met my en jou gevul moet word met Jesus Christus wat veronderstel is om die koning te wees in ons lewe. En dis die beauty daarvan, is dat Jesus het gekom en hy die koninkryk van God gebring. Die profete het dit geprofeteer, daar's gesê die Messias sal kom. Die Jode vandag soek nog steeds daai Messias, want hulle soek daai fisiese koning, dat soek iets hier waarna hulle kan vashou.
Maar Jesus het gekom en hy het gebring. Sy woorde was, die koninkryk van God het naby gekom. Sy woorde was, die koninkryk van God is nie in wat jy drink en wat jy eet nie, maar dit is in hom, dis in die gees, dis in geregtigheid saam met hom. Ja. En die koninkryk van God is krag, dis hier, dis nou, dis vir elkeen van ons. En dis hoekom dit so exciting moet wees om te weet dat, wag, bietjie, iets het verander. Iets het verander, ons iets niets waaraan ons nou kan deel hê. Amen. So die eerste keer toe ek die besef het, was ek eintlik weggeslaan gewees. Ons was by julle in die selgroep en hoe mense dit mis, wonder ek baie keer, maar ek dink die Here bring dit vir elkeen op die regte tyd, in die regte oomblik. En ek onthou daai aand toe ons gestaan het en 'n mens praat oor koninkryk en ek dink daar was 'n hele klomp van ons wat gesê, maar wat's koninkryk? Wat is die konsep? En jy hoor van Samuel en jy lees van die konings en die hele idee en die prentjie is daar, but somehow we miss it. En toe ek het verstaan, besef, toe dink ek, hoe is ons besig om enige iets anders toe te pas, maar die oomblik as jy verstaan wat dit is, dan sien jy, maar die hele skrif praat die hele tyd eintlik daarvan. Jy kan, ek sal nie sê elke skrif nie, maar ek dink jy kan elke konsep wat vir ons in die woord is, terugtrek na die koninkryk van God, wat hier is, soos jy sê, at hand. Yes. Johannes kom en hy kom praat van, okay, but it's here, it's for you, jy is veronderstel, jy weet, doop, kom, repent, en kom in die koninkryk van God in. En ja, dis 'n great idee, en dan praat Jesus van, but you can have it, soek dit, allereers, voordat jy enigiets anders besig is. En hy sê daar in Matteus 6 vers 33, sê Jesus, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, weer eens klem op die verhouding, klem op hom koning maak, hoe is always sy plek, sy plek van heerskappy, en wanneer jy dit het, dan sê hy, die res van die goed sal van self kom. En dis daai ding van die Israel wat die koning soek om hulle te lei en die oorlog vir hulle te fight en sekuriteit te gee en voorsiening te gee en Jesus wat sê die heidene soek hierdie goed want hulle het nie regtig 'n God nie, hulle het nie regtig 'n koning nie, maar ons het 'n koning en hy voorsien. Maar dis nou waar dit inkom wat jy praat van heerskappy. Ons het nie net 'n koning gekry wat net wil koning wees nie. Hy maak ons koningskinders. En dis die beauty van die hele kingdom principle. Hy maak ons koningskinders. Hy sê ons het 'n gees ontvang wat uitroep Abba Vader, nie meer 'n gees van slawerny nie. Nee, so ons was slawe, daar was 'n koning oor ons, of 100 konings of 1000 konings oor ons. Maar is nie meer veronderstel om konings te wees nie, want nou het ons 'n gees wat uitroep Abba Vader na die hoogste gesag kenbaar toe. En die volgende skrif sê ons het nie 'n gees van slawerny nie, maar 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Wat praat van vryheid, wat praat van heerskappy, wat praat van autoriteit. Ekskuus, en dan as jy dink aan wat Jesus sê, die woord sê dat ons geveg, Paulus sê dit, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, kragte en magte. En dan sê dit soos, maar ons het nou heerskappy. We've got this. We can rule and reign in this world. En so baie keer en jy praat van krag, liefde en selfbeheersing in die skrif, ons het 'n gees van dit gekry. So die eerste ding is, ek het myself beheersing van wat? Jy weet, wat is ons nou vir selfbeheersing te hê? En dan is daar soveel mense wat sê, maar ons wag nog, want ons sien dit nie. Maar het gaan oor 'n geestelike autoriteit wat ek en jy kry deur die heerskappy van Jesus Christus. That's it, Dis kom so mooi idee van Genesis, we lost it. Jy weet, Jesus het nooit heerskappy verloor nie. Nee, hy bly koning, Always has been, always will be, maar ek en jy het dit verloor deur dit wat in die tuin van Eden gebeur het, en daar kom ons op 'n plek en ons, jy weet, ons is geskei van Jesus Christus af, daai heerskappy. En dan is dit so mooi hoe Jesus sê, okay, maar nou het ek vir jou die deure oopgemaak deur die kruisiging, en daar's plek vir jou vergifnis, en in kort eintlik daai skeiding waar ek en jy slawe is, en ons kyk hierdie storie van ver af, en ons het nie meer toegang as kinders nie, want ek en jy is gemaak om eintlik te heers. Dis die doel van die begin af om hierop te wees. So ons is koninkinders. Ons is, En suddenly kom herstel Jesus dit, en nou is ons veronderstel om ook dan daai autoriteit en daai gesag te kan hê, om te kan leef eenvoudig deur daai verhouding van Jesus Christus,
en dan geestelik te kan sê, maar ek kan heers oor hierdie situasie. Ja, Ek kan bid wanneer ek tekort kom. yes. En ek kan kies om nog steeds in daai moeilike tye, in daai oorwinning te hê, vrede te hê, Yep. vreugde te hê. Want daai is koninkryk. Daai is koninkryk. So ons is nêrens gevrywaar van moeilike tye, van die vuur Nee. of die storms nie, maar die woord sê wanneer jy deur die vuur gaan, sal die vuur jou nie skroei nie. Die skrif wat ek laasweek aangehaal het, sê dat wanneer die engele, God se engele opdrag gee om jou te dra, en jy sal jou voete nie teen die klippe stamp nie. Wat beteken daar gaan klippe wees? Ja, but you will, it will not overcome you, you will conquer. En dis wat die heerskappy van God doen, is ons kan vrede en vreugde hê in die moeilikste omstandighede. Yes. En dis altyd vir my so mooi eienskap van 'n kind van God. Iemand wat, kom ons sê dit so, iemand wat 'n verhouding met God het, Yes. wat koninkryk verstaan, in geregtigheid staan met die Here. Daai persoon het vrede en vreugde te midde van die omstandighede. Dit maak nie saak waartoe hy gaan nie. En wanneer ons daai vrede en vreugde het, dan het ons krag. Ons het Ek het al mense gesien wat gaan werk soek en hulle het nie vrede en vreugde nie. Dan sê ek soos dis hoekom jy nie werk kry nie. ja. Want daar waar jy instap, is daar so discontentment, daar's so ek wil sê so negativiteit wat met jou saamkom dat niemand jou gaan aanstel nie. Jy moet dit Ja. change. You need to get to the relationship part with God. You need to understand what He has given you, sodat jy weer kan koninkryk hê, want dis waar jou krag is. Ja. En dan loop jy nie in 'n werksonderhoud in as 'n slaaf nie, of 'n wurm. Jy loop daarin as 'n koningskind. En jy gaan claim dit terug wat die vyand gesteel het. Ja. Want jy is 'n koningskind. Jy heers en jy het heerskappy. Ja, ons praat oor die geveg en as jy nou in konteks wil sit van wat jy nou sê, dit is die gevegwet om daai oorwinning te kry in die situasie waarin jy is. So in effek gaan dit oor jou gees, jou mind, jou hart. Ja. Ek dink as ons weer praat oor sekulêre wêreld en die mense wat nie Jesus Christus het nie, wat nie kingdom verstaan nie of die idee daarvan nie, dink ek het die ability om die observasie te kan doen, om te sê, jy weet, jou attitude determines your altitude. En ons kry hierdie wyse goed in die wêreld daar buite, wat eintlik gegrond is in hierdie oorwinning. Hulle maak net nie altyd daai koneksie nie. Ja. En dan weet ek, maar jy kan slegs regtig 'n goeie attitude hê. Jy kan regtig eintlik straal die oomblik wat jy daai in jou het. Yep. En mense sien dit raak. Yes. Hulle sal verby jou loop en sê, ja, maar daar's iets anders aan jou. Daar's die ability. Ek weet daar's 'n getuienis wat jy het waar jy by die hospitaal was. Was 'n moeilike tyd en maar steeds was jy in 'n plek in jou hart, in autoriteit om iemand te kon bedien. En daar's soveel mooi. En later toe die persoon uitvind, maar hoorie, dis 'n moeilike tyd. So, wow, maar hoe kan jy dit regkry? Maar it's because you have kingdom. Jou joy is gesit in iets anders. Jou identiteit is heel eerste in Jesus Christus, jou geregtigheid. Jou vreugde is dan daar uitgetap. Jou vrede word daar uitgetap. En dan praat ons oor what's kingdom? Is krag in die moeilike situasies. That's it. Ja, to overcome this world. Amen. Jesus sê, vir hulle wat overcome, for them that overcome, I will reward them. I will give them a throne. I will give them a white robe. En daai overcome kom deur koninkryk, deur die gesag wat God in jou plaas. En ons weet dat redding kom deur geloof. Nee, Ja. redding kom deur geloof. En baie mense verwar redding en koninkryk mekaar. Koninkryk is deel van redding, nee. Maar as jy jou geloof in Jesus Christus sit, is jy gered. En dit is wat jou ewigheid verseker. Maar is 'n bitter moeilike walk sonder koninkryk Ja. om gered te bly. Ek persoonlik kan nie sien hoe iemand dit kan regkry nie, maar ons weet slegs geloof red jou, maar dis koninkryk wat ons sterk hou. Dis koninkryk wat ons in staat stel om ander mense na Christus toe te lei. Dis koninkryk wat ons in staat stel om Jesus se naam te kan regtig verheerlik in hierdie wêreld. So hoekom net gered wees? Hoekom nie ook deel hê aan die koninkryk van God en al die autoriteit en gesag hê? Ek dink baie keer Christene wat nie koninkryk verstaan nie, lees die Bybel en verstaan nie wat hulle lees nie.
Hulle lees dit en hulle soos maar hierdie goed maak nie vir my sin nie. Ja. Ek sien nie hierdie goed in my lewe nie. Hulle is gered, hulle is lief vir die Here, but they don't have that authority in their life. Ek dink nie hulle besef dis nou haalbaar nie. Ons Sorry. bless you. Ons praat van koninkryk en as jy in die skrif lees, dan lees jy baie keer die koninkryk van die hemele. Of jy lees dis die koninkryk van God, die koninkryk van die evangelie. So dis dalk nie altyd die eerste koneksie wat jy maak dat dit nou hier is nie en ons dink onmiddellik maar dis vir eendag. Ek gaan eendag koninkryk hê in die hemel. Jesus gaan eendag heers en ek moet nou maar net die swaar tye hierso vasbyt en hoop vir die beste. Ja. Wat baie ver weg is van wat ek en jy kan kry hierso, daai gesag en heerskappy as 'n kind van God. Yes, amen. En ja, ek's baie opgewonde. Ek dink ons gaan lekker chat daaroor. By die 5 foundations, Ja. wat hierdie maand het ons 5 foundations wat ons aanbied en jy gaan met ons deel oor koninkryk. Ons gaan lekker gesels oor koning so 4 weke. Ja. We gaan praat oor wat dit is. Wat dit is, hoe kom jy daarin? Hoe kom jy daarin? Hoe kry jy dit? Die konsep van wat doen ek dan nou daar binne? Hoe lyk my prentjie dan daar binne en dan die krag en die goed wat saam met dit gaan. En dit lekker connect met jy weet jou calling, jou gifts, alles wat daarmee uitloop en dan so 'n bietjie oor doop ook. Ja, dis deel daarvan, nee. Die waterdoop daai klaar, yes. Ons sien uit daarna en as jy hierdie betyds luister en jy kan dit kom join Mei 2026 is ons 5 foundations module gaan oor kingdom. Laaste pastor van my kant af wil ek die luisteraar aanmoedig om Efesiërs te gaan lees. Gaan lees Efesiërs 1 en 2. En dan gaan jy vind dat Jesus praat van hoe Paulus skryf van hoe God Jesus Christus langs hom op die troon laat sit het bo al sy enemies to rule and reign. En dan hoofstuk 2, dan sê hy, en ons dank die Here dat hy deur sy genade en krag ons saam met Christus laat sit aan die regterhand van die Vader to rule and reign. And that's what it is. It is to have authority to rule and reign in this world under the authority of Christ. Always under his authority and always through the power of the Holy Spirit. En ek wil jou encourage, moet dit nie net hier los nie. Die koninkryk van God het naby gekom. Jesus sê die koninkryk van God is binne in julle. So die koninkryk van God is hier. Moenie uitmis op daai openbaring in die skrif van God nie. Dit sal jou lewe verander. So van my kant af, pastor, wil ek die kykers groet. Enige laaste woord van jou kant af? Ek dink every moment wat jy kan uitvind wat dit is, wat Jesus se hart is, hoe dit veronderstel is om te operate, moenie dit mis nie. Moenie dit mis nie. Wees geseënd in Jesus Christus se naam. Bye bye.